met jou iets deel. En ek wil hê jy moet, ek is oortuig van is in die blaadjie ook, maar ek wil hê jy moet bietjie vandag en hierdie week wat voor lê, gaan lees net bietjie Jeremia 33. En as jy dit weer gaan lees en die dink aan vanmôre se boodskap, dan gaan dit opnuut tot jou hart spreek. Dit gaan opnuut tot jou lewe spreek. Maar voordat ons daarby kom, ek wil vanmôre vir jou vra, is daar iets waarvoor jy die Here vertrou? Is daar iets waarvoor jy die Here vertrou? Ek wil jou vra, as daar iets is waarvoor jy die Here vertrou, net daar waar jy sit, sluit net vinnig jou oë en sê, Here, ek gee hierdie vanmôre in U hand. Net daar waar jy is, sê, Here, vanmôre gee ek hierdie in U hand. Ek gee vanmôre hierdie situasie aan die voete neer. Ek gee vanmôre my krisis in U hand. Here, ek roep na U vir 'n antwoord. Ek roep na U vir 'n uitkoms. Ek roep na U, o Here, om my vanmôre te hoor. In Jesus naam. Amen. So ek wil graag vanmôre praat oor, roep my aan en ek sal jou antwoord. Nou, kom ons sê gou vir mekaar vanmôre, God word nie beperk of ingeperk. God is meer as enige situasie. Dis so opwindend en inspirerend om na die Bybel te kyk en die Bybel te lees en te besef dat die Here word nie ingeperk. God word nie ingeperk deur enige omstandighede. Die Here word nie sy situasie, dis nie asof die Here in 'n situasie sit en hy dink by homself, ek sou so graag dit wou doen. Want God kan enigiets doen. Sê bietjie vir jouself, die Here kan enigiets doen. En wanneer ons kyk na die verhaal van Jeremia, nou, ek gaan net so bietjie, as julle gaan lees, sal julle dit nou sien, maar Jeremia is ingeperk in die binneplaas van 'n paleiswag. Hy's ingeperk in sy ruimte, hy's ingeperk in sy beweging, hy's ingeperk in die sin dat hy kan nie doen wat hy wil nie. Nou, in daardie tyd wat hy daar sit, in daai tyd wat hy ingeperk is die koning eintlik briesend kwaad oor die profesie wat hy gebring. Want Jeremia, nou, as jy na die Ou Testament gaan lees, dan sien jy, die Ou Testament profete was nie bang om iets te sê nie. Hulle was nie bang nie, hulle was nie benoud nie. Hulle het vir mekaar gesê, man, al moet ek sterf, hierdie woord moet hulle hoor. Dis bietjie anders as vandag. Nou die koning is kwaad oor hierdie profesie. Dis profesie van oordeel. En die koning kyk na Jeremia en hy dink by homself, ek het afskeid in jou. Jy's 'n verraaier. Jy het ons volk verraai. Die priesters waarsku eintlik die volk teen Jeremia, omdat hulle tradisies bedreig word. Die ander profete tree met minagting op teenoor hom. Hulle verkondig eintlik valse profeseë, wat alles wat Jeremia gesê het eintlik weerspreek. So, Jeremia bevind hom in 'n situasie, die koning haat hom. Die ander profete haat hom. En die profete maak dat die mense hom ook haat. En dit wat hy sê, of gesê het, kom die ander profete en hulle profeteer eintlik die teenoorgestelde. So hy's taamlik in 'n nou plek. En die volk weet nie wat om te glo nie. Selfs die wat naby aan hom is, weet nie wat om met hom te maak nie. Maar die Here is nie beperk deur Jeremia se gevangenskap. In die tronk kom die Here
en die Here praat met hom. Kom ons lees daarvan. Jeremia 33 vers 2 en 3. Hoor gou. So sê die Here wat die aarde gemaak het. Kom ons stop gou hier. Kom ons sê gou vir mekaar. God is steeds God. Hy wat alles formeer het. Hy wat alles geskep het. Hy wat die aarde gemaak het. Die Here wat dit gevorm het om dit stewig te vestig. Here is sy naam. Here is sy naam. Roep my aan, hoor gou, roep my aan, en wat sal dan gebeur? Kom aan, kom ons lees gou. Roep my aan, en ek sal jou antwoord. Ek wil aan jou groot en onbegryplike dinge bekend maak, wat jy nie geweet het nie. Nou van wie praat ons? Ons praat van Jeremia, 'n ou wat gehoor het, 'n ou wat kon profeteer, 'n ou wat die stem van die Here gehoor het. En die Here sê vir hom, ek gaan vir jou goed sê wat jy nog nooit geweet het. Ja, as dit moontlik is, weet jy hoeveel moet ons nog hoor? Nee, jy nie. Dis asof die Here met Jeremia praat en moet sê, ek gee vir jou beloftes. Nou die God wat ek en jy dien, is 'n God van beloftes. 'n God van beloftes. Daar's meer as 5500 beloftes in die Bybel. En elkeen is ja en amen. En elkeen is waar. En elkeen het tot ons betrekking. Dis almal beloftes. En in Jeremia se opset kom die beloftes en dit skuif hom eintlik van oordeel na heil. Hierdie beloftes praat van 'n lotsverandering wat die Here vir Jeremia beplan. Eintlik nie net vir Jeremia nie, maar ook vir sy volk. Die Here kom en hy sê, ek gee vir jou beloftes. En hierdie beloftes gaan nie net 'n impak hê op jou nie, maar dit gaan 'n impak hê op die volk. Dit wat ek vir julle beplan. Amen. Dit wat ek vir julle beplan. Kom ons stop gou hier. God gee beloftes in Jeremia. Die Here sê vir hom, ek beplan vir jou wonderlike goed. Kom ons stop gou hier. Waar in die Bybel staan, ek weet watter planne ek kan gaan met jou. Is dit nie dieselfde boek nie? Hallo? Dieselfde boek. Jeremia, God kom en hy gee beloftes. En hy gee beloftes wat nie net vir Jeremia van toepassing is, maar eintlik vir die hele volk. En hy gee vir hom beloftes wat ook nie net vir sy tyd van waarde sal wees nie, maar beloftes wat vir alle tye geldig sal wees. Die Here gee vir Jeremia in hoofstuk 33 'n hele aantal beloftes. Eerstens, ek hoop nou ek het dit opgesit. Die Here gee vir Jeremia beloftes in Jeremia 33. Eerstens sê, God beloof dat hy sal antwoord as hy aangeroep word in vers 3. Hy beloof dat hy Jerusalem sal herstel en genees in vers 6. Hy beloof dat hy hulle uit ballingskap sal terugbring en weer opbou in vers 7. Hy beloof dat hy hulle sonde sal reinig, vers 8. Hy beloof dat hulle weer sy naam sal groot maak onder die nasies vir die goedheid en die vrede wat God gee. Hy beloof dat hulle weer feeste sal hou. Hy beloof dat daar weer ekonomiese voorspoed, dat hulle dit weer opnuut sal beleef in vers 8. Jy sien, as God beloftes maak, sluit dit elke faset van ons menswees in.
gees, siel en liggaam. Hy beloof, daar gaan 'n tydperk aanbreek waar ek my volk se sondes gaan wegneem. Hy beloof, ek sal weer die verhouding herstel. Hulle sal weer kom, hulle sal my weer aanbid, hulle sal weer my goedheid, my guns, my genade beleef. Hulle sal weer ervaar, ek is God Immanuel met hulle. Ek sal hulle weer uit ballingskap terugbring. Ek sal weer vir hulle goed wees. En hulle sal weer fees hou. En dit sal nie daar eindig nie. Ek gaan ook finansiëel vir hulle. En weet jy wat, kan ek vanmôre vir sê, God verander nooit. Die God wat ek en jy dien, is gister, vandag en tot in alle ewigheid dieselfde. Wat hy vir hulle gedoen het, kan hy vir jou en my ook doen. Amen. Dit sal die Here, weet jy wat, as die Here sy goedheid en sy genade oor ons uitstort, dan verskaf dit hom vreugde. Het julle my mooi gehoor? God se beloftes en die waarmaak daarvan verskaf aan die Here blydskap wanneer hy beloftes waarmaak. Nou sy blydskap vermenigvuldig in die blydskap en die vreugde van die mens en die dier. Weet jy wat? Dit behaag die Here dat dit goed moet gaan. Dit doen die Here goed om te sien, ons beleef voorspoed en vrede. Dit doen die Here goed om te sien, dat dit gaan goed met die gemeenskap. Dit doen die Here goed om te sien, dat die geestelike lewe van die mense is weer reg. Dit doen die Here goed, as hy sien, dat ons bring dankoffers om hom te eer. Dit doen die Here goed. Alles sal weer wees soos voorheen. Hoor vers 7. Ek sal hulle bou soos voorheen. Vers 11. Ek sal die lot van die land verander om te wees soos voorheen. Reg deur die land sal die situasie weer normaal terugkeer. Kan ek net gou hier stop? Wat het ons net gesê? God bly dieselfde. Hy verander nie. En wat hy vir hulle gedoen het, wil hy vir ons ook doen. Hier is 'n kans vir jou om te sê, halleluja, prys die Here. Weet jy wat? God kan herstel bring. Ag pastoor, jy verstaan nie Suid-Afrika nie. God kan verskil bring. Die Here kan weer herstel bring soos voorheen. Hallo, God kan weer herstel bring soos voorheen. Reg deur die land kan die situasie weer verander en terugkeer na normaal. As ons dink aan Suid-Afrika en ons dink aan alles wat ons hoor en alles wat ons op die TV sien, dan maak dit ons half benoud. Maar die Here sê, ek kan weer alles verander. Nou baie keer vat dit 'n ruk. Baie keer vat dit 'n ruk. Onthou jy vir Daniël, hy het gebid en die Here het dadelik geantwoord, maar die antwoord kon nie dadelik deurbreek. Hallo, die Here het dadelik gehoor. Dis nie asof dit my weke vat dat God my kan hoor. God hoor onmiddellik. Maar die uitkoms vat dalk 'n rukkie. God hou sy beloftes. Hy hou sy beloftes. En dit stop nie daar nie. Die Here praat met Jeremia. Hy sê vir hom, kyk, ek gaan weer vir julle herstel soos voorheen. Maar dit bly nie daar nie. Meer nog, die Here beloof dat ook die Messias is op pad. Die een wat uit Dawid sal kom,
veral geregtigheid sal vestig vir die wat hom verwag. Daar's daai belofte dat die Messias is op pad. En dis hierdie boodskap wat ons gewoonlik oor Paastyd vier, waar ons weet wie die Messias is. Dit is Jesus Christus, die kind wat in 'n krib gebore is, die koning van die wêreld geword het deur die kruis. Jesus steek in hierdie tyd weer die vlam van hoop op. Nie net in die wêreld daar buite, maar ook in ons eie hart. Hy steek weer 'n vlam van hoop op in ons harte. Hy sal 'n goeie God wees. Weet jy, dit was vir my so wonderlik toe ek vanmôre hier instap en hulle is besig om voor te berei vir die musiek. En want vanmôre baie vroeg raak ek wakker en ek praat met die Here oor dit wat ek vandag met julle wil praat. En ek sê vir die Here, Here, geef my 'n lied in my hart. Ek begin in my hart ervaar. He's a good Vader. En ek het nie dit met hulle gedeel nie. Hulle het in elk geval gesing. Amen. Dis 'n goeie God. Weet jy wat? Die Here praat in ons harte. Hy bevestig dat hy goed vir ons wil wees. En dan moet ons hom aanroep. Hy sal antwoord dat hy weer groot dinge kan doen. Nou lees ons in Jeremia 33 vers 14. En ek wil jy moet mooi luister na hierdie woorde. Kyk, daar kom daar. Is die uitspraak van die Here. Wanneer ek die goeie belofte wat ek oor die huis van Israel en die huis van Juda uitgespreek het, gestand sal doen. Kom ons stop gou daar. Die Here sê, kom ek sê vir jou iets. Die beloftes wat ek in die verlede gemaak het oor die huis van Israel en die beloftes wat ek gemaak het oor die huis van Juda, dit sal nou gebeur. Miskien loop jy vanmôre met beloftes in jou eie hart. Jy dink by jouself, die Here het al so lank terug vir my 'n belofte gegee. Die Here wil vanmôre vir jou sê, terwyl ek met jou praat, ek gaan nou daai beloftes nakom. In daardie dae en in daardie tyd sal ek vir Dawid 'n spruit van geregtigheid laat opskiet. Wat beteken dit? Ek was baie klein, dan het hulle van kinders gepraat as spruite. Jy moet oud wees om dit te weet. Hy sê, en in daardie tyd sal ek vir Dawid 'n spruit van geregtigheid laat opskiet. En hy sal doen wat reg en billik is in die land. In daardie dae sal Juda verlos word en Jerusalem sal veilig woon. En dit is wat sy genoem sal word. Die Here is ons geregtigheid. Beteken meer as een ding. Het kan beteken dat die Here weer reg gaan laat geskied. Het beteken dat reg en geregtigheid weer herstel kan word. Weet nie van jou nie, maar dit klink vir my asof die Here met ons praat in Suid-Afrika. Die fokus skuif van dat mense die heilige aanvaar as die normaal. Na dit wat God instoor. Dis asof die Here wil sê, dit wat julle tans beleef en as normaal beskou, dis nie my plan nie. Ek het iets beter vir julle instoor. En ek wil vir julle 'n belofte gee, selfs vir die mense in die verre toekoms. Dan as ons na daai gedeelte kyk, dan sien ons 'n paar goed. Eerstens sien ons, daar gaan herstel kom van leierskap.
O, het ons dit nie nodig nie. Tweedens, dan gaan 'n herstel kom in die koningskap. Het ons nie dit nodig nie? En die Levitiese priesterdom gaan weer herstel word. Dit beteken, dit wat in die kerk gebeur, gaan weer sy reg en geregtigheid kry. En dan, derdens, sê hy, die koning kom. Die koning kom. Dit het 'n belofte van blywende verandering aangekondig. Nie net vir die Jode nie, maar vir alle mense. En kan ek vanmôre in ons tyd en ons konsep praat? Luister, die Here gaan herstel bring. Ja, maar kyk uit, die koning kom. Die koning kom. Die koning van my hart. Die koning van my lewe. Hy sal nie kom. En die Here bevestig die beloftes deur te verwys na 4 vorige beloftes wat hy nie laat vaar het nie. En hy kom en hy sê, ek gaan nie vir julle net beloftes maak nie, maar dit sal nou in vervulling kom. God beloof in vers 20 dat hierdie beloftes so seker vervul sal word as wat hy 'n verbond gemaak het oor dag en nag. Daar's 'n verbond. Daar sal dag wees, daar sal nag wees. En na elke nag sal daar 'n dag wees. Net soos in die skepping. God sy beloftes hou. Luister, kan ons vanmôre vir mekaar sê, God het nog nooit sy verantwoordelikheid as skepper prysgegee. Hallo, God het nog nooit sy verantwoordelikheid as skepper prysgegee nie. As God sy hand wegneem van die skepping, is daar chaos. God het ons nooit as skepsels op ons eie te laat gaan nie. Hy het ons nie in die steek gelaat nie. Hy hou steeds sy hand daaroor. En hy sal ook nooit sy beloftes op teruggaan. Tweedens, God beloof in vers 21 dat hy sy beloftes aan Dawid sal nakom. Aan die koningstradisie, dat daar altyd 'n troonopvolger sal wees en 'n seun. Hy sal nooit vir Dawid en sy nageslag in die steek laat nie, en hy het nie. God beloof ook dat in dieselfde vers 21 dat hy sy belofte met die Lewiete sal nakom en dat hulle in hulle diens sal bly staan in die plek van samekoms. Dis hy priesterlike tradisie. God sal altyd mense in sy hand hou wat hom dien. Ek wil dit vanmôre vir jou kom sê. In die Nuwe Testament word dit eintlik in vervulling gebring in 1 Petrus 2 vers 9 as hy sê, ons is nou die koninklike priesterdom. Ons is nou die heilige volk. Ons is nou die eiendom van God. God maak nog altyd sy beloftes waar. Vierdens, God beloof ook dat hy sy verbond met Abraham, Isak en Jakob sal standhou. En wie is hulle? Hulle is die aardsvaders. Hy sal sy belofte aan Abraham en sy nageslag nakom, net soos wat hy die sterre en die sterrehemel in plek hou. Luister, die beloftes wat God vir Abraham gemaak het, geld vir jou en my. Want Paulus skryf in die Nuwe Testament, hy sê ons is nou die nasate van Abraham. Mense van geloof. So ek wil vanmôre vir jou kom sê, en ek wil jou eintlik kom bemoedig, en ek wil jou eintlik kom aanmoedig, moenie mismoedig raak nie. Moenie na die wêreld wat rondom jou kyk en so deurmekaar en in wanorde is, kyk dat die beloftes van die Here verval het. Luister, moenie na die wêreld kyk waar hulle beloftes minder werd is as die papier waarop hulle dit skryf. Moenie
dat jy so sinies word vir hierdie wêreld, dat jy jou geloofwaardigheid in die Here verloor. Weet jy wat? God se beloftes is nie soos 'n TV-advertensie. Het jy al 'n TV-advertensie gesien? Hulle beloof jou die hemel en die aarde en kom met 'n nul uit. Hallo? Dis nie God. Die Bybel is vol van verhaal op verhaal hoe die Here verseker dat hy sy beloftes sal hou. Dink aan die feit dat God die heelal nog in stand hou. Hy het dit beloof en hy doen dit. Dink daaraan dat Abraham en dat God sy beloftes aan hom gemaak het en gehou het. Hy het dit beloof en hy doen dit. Dink aan Dawid, dat selfs Dawid, luister, as daar een man is wat foute gemaak het, is dit Dawid. En ek praat nie van Betseba nie. Ek praat nie van haar. Hy het baie ander foute gemaak. Die foute wat Dawid gemaak het, moes eintlik tot sy dood lei. Maar God se genade was groot. Hy het die Here eintlik in soveel maniere gefaal, maar God het beloof, hy sal sy hand op hom hou. En hy het. En aan Jeremia, wat in die tronk beloftes van bevryding kry, selfs al moes hy baie ly in die proses, was God getrou, en hy het die volk uit ballingskap gelei. Hy het gedoen wat hy beloof het. Hulle het teruggekeer, soos wat die Here beloof het. En laastens, God het beloof, Messias gaan kom. En kan ons vanmôre vir mekaar sê, hy het. Jesus Christus is gebore in Nasaret, soos wat God aan Jeremia beloof het. Ons skrifgedeelte sê, roep my aan en ek sal jou antwoord, sê die Here. Kom ons sê vanmôre vir mekaar, hierdie God van beloftes, hy maak beloftes. Ja, maar daai beloftes het 'n groot impak. Ek wil jou vanmôre kom bemoedig met die verhaal wat impak van hierdie beloftes aan Jeremia illustreer. Sodat jy dit self kan gryp en jou eie kan maak. Ek lees 'n ruk gelede van 'n skoenmaker. 'n Skoenmaker wat in sy winkel sit en skoene regmaak. En aan die een kant van die winkel het hy 'n groot kaart van die wêreld op. Met al die verskillende nasies wat daarop aangeteken is. En elke dag as hy besig is om skoene reg te maak, dan kyk hy na daai kaart. En dan begin hy te bid vir al die nasies op die kaart. En hy was baie bewus van die nood en die behoeftes van mense wat leef sonder die lig van Jesus Christus in hulle lewe. Sy hart het gebrand vir hulle. Hy het hulle nood elke dag aan die Here gebring. En in die tyd, toe lees hierdie skoenmaker 'n vers in Jeremia 33, hoor wat sê. So sê die Here wat die aarde gemaak het. Die Here wat dit gevorm het om dit stewig te vestig. Here is sy naam. Roep my aan en ek sal jou antwoord. Ek wil aan jou 'n groot en onbegryplike dinge bekend maak wat jy nie geweet het. En hy het hierdie vers so aangegryp. Hy het dit so sy eie gemaak. Hy het dit die motto van sy lewe gemaak. Ek hoop ek het dit op die skerm. En hy sê die volgende. Hy sê, attempt great things for God. Expect great things from God. Hierdie man se naam is William Carey. William Carey. Hy kom daar van Northampton in Engeland.
die jare 1779, die situasie is, in daardie tyd was daar ongeveer 200 miljoen Christene wêreldwyd in die bekende wêreld van sy tyd. En wat was die gevolg van sy gebede? Wat was die gevolg? Dat hy elke dag na daai kaart staar. Vandag is daar nie meer 200 miljoen mense Christene wêreldwyd nie. Vandag is dit naby aan 3 biljoen mense oor die wêreld wat Christen is. Die groei van Christene het ongeveer van 20% van die wêreldse bevolking gegroei na min of meer 35% van die wêreldse bevolking. Ek wil vanmôre vir jou sê, gaan wonder dat William staan vandag bekend as die vader van die moderne sendingbeweging. William se sendingwerk in Indië in 1793 het 'n wêreldsending beweging aan die gang gesit wat tot en met vandag nog nie afgeplat het nie. Voor hom was daar geen kerke wat na Indië en ander plekke wat ver afgeleë is en na die ooste toe gegaan het nie. Vandag is daar feitelik nie 'n kerk wat nie iewers daar sendingwerk doen nie. Talle kinders van die Here het die groot opdrag van die Here aangegryp en in die proses disippels begin maak van Jesus. En alles het by hierdie vers begin, roep my aan en ek sal antwoord. Roep my aan en ek sal antwoord. Hoe kan ons dit ervaar? Ek wil vanmôre vir jou aanmoedig. Roep na die Here en verwag dat hy antwoord. Roep na die Here en verwag dat hy gaan ingryp. Roep na die Here en weet verseker, die antwoord is op pad. Jou en my gebede gaan nie net in die niet nie. Hallo? Ons gebede is net te vergeefs. Ek wil vanmôre vir jou sê, roep na die Here. Jean-Louis vertel vir my in die week, hy sukkel met 2 van die bakkies, wat net nie wil regkom nie. Hulle is besig met die een bakkie, en hulle kry nie die probleem, hulle kry nie die uitkoms van daai situasie. En hy lê in sy bed en hy sê, ag Here, gee vir daai oom 'n brainwave, dat hy kan snap wat die fout is en dit kan regmaak. Die volgende môre toe hy daar kom, toe sê die man vir hom, weet jy wat, vanmôre toe ek opstaan, toe gee die Here vir my 'n brainwave. Jy sien, roep die Here en hy antwoord. Roep na die Here, roep na hom, verwag dat hy gaan ingryp, verwag dat hy gaan onderneem. Weet jy wat, ek bid nie om myself te sis nie, ek bid omdat ek verwag. Kom aan. Miskien sit jy vanmôre hier en sê, ag, pastoor, ek kan nie meer veel vir die Here doen. Maar terwyl jy daar by die huis is, jy doen haltwerk, kyk by die venster uit en sien die nood en die behoeftes van hierdie wêreld en begin bid en verwag 'n antwoord. Ek wil vanmôre vir jou sê, God is steeds koning. Hy is steeds koning. Roep my aan, sê die Here, en ek sal jou antwoord. Kom ons sluit ons oë. Net daar waar jy sit, jy het vanmôre vir die Here gesê, Here, hier's my nood. Nou het jy die woord gehoor. Jy het al jou behoeftes aan die voete van die Here gewerp. Net daar waar jy sit, sê Here, ek roep na U. Ek roep vir uitkoms. Ek roep na voorsiening. Ek roep na deurbraak. Ek roep na 'n uitkoms wat kom uit die troonkamer. Jy nie net daar waar jy sit met jou hand opsteek en sê, Here, U ken my.
U ken my dood. U ken my behoeftes. U ken my verlange. U ken my versigtinge. U ken dit wat ek verlang. Net daar wie sit, steek op jou hand en sê, Here, hoor my vanmôre. Hoor my noodkreet. Hoor my behoeftes. Hoor my verlange. Ek roep na U en U het beloof, U sal my antwoord. En daarom verwag ek uit U hand goddelike antwoorde. Goddelike voorsiening. Goddelike deurbrake. Goddelike uitkoms. Goddelike genesing. Goddelike herstel. Ek roep na U, o Here. U bring bevryding. U bring verlossing. U bring vrymaking. U bring vryheid in Jesus Christus naam. Dankie, Here, dat U die Here is wat vanmôre ingryp. Here, my gebed is dat U bonatuurlik gaan ingryp in elkeen se lewe. Nie net hulle wat hier sit nie, maar ook hulle wat kyk by wyse van sosiale media. Mag hulle beleef dat hulle kan roep na U en U is God wat antwoord. Mag hulle vanmôre beleef dat hulle kan die Here aanroep in 'n tyd van benoudheid en hy sal hulle uitred. Dankie daarvoor. Dankie dat U vanmôre mense uitred. U red hulle uit hulle verknorsing. U red hulle uit hulle siekte. U red hulle uit hulle sonde. U red hulle uit elke verknorsing wat hulle mag beleef. In Jesus Christus naam. Net daar waar jy sit, sê bietjie vir die Here, Here, ek weet U is in staat. Here, ek weet U is by magte. Here, ek weet U is God. U spreek net 'n woord en dinge kom tot stand. Here, my antwoorde kom tot stand omdat U lewe oor my uitspreek. In Jesus